Môre maatjies. Dit reën lekker hier in Pretoria vanoggend. Dit is ons tweede laaste Sondag vir die jaar. Dan is dit alweer nuwe jaar. Maats, ons is hier besig. Watter boek in die Bybel nou weer, Heinrich? Levitikus, die derde boek in die Bybel. En ons sê dis maar bietjie moeilik want dit het nou nie baie stories soos Dawid en Goliat en so nie. Dit gaan maar oor die tabernakel. As ons net kan onthou, wat is die tabernakel? Die tabernakel was 'n mooi groot tent waar Vader Jahwe vir die Israeliete gesê het, daar moet priesters wees wat offers bring, wat vir die volk bid. En maats, vanoggend gaan ons 'n bietjie gesels, vra vir pappa en mamma, om hoofstuk 16 met julle dit deel. Dit gaan oor die groot versoensdag. Nou, die groot versoensdag was die belangrikste dag van die jaar. Ek weet, vir ons is die belangrikste dag baie keer ons verjaarsdag, nê. En dan kry ons baie geskenke, ons hou van 'n groot dag. Die versoendag was die grootste en belangrikste dag, want dan moes die hoëpriester daai oggend vroeg opstaan, en hy moes mooi bad, hy moet silverskoon wees, en hy moet soke mooi silverskoon klere aantrek, en 'n tulband, en dit is 'n baie spesiale dag, want hy moet vir Vader Jahwe ontmoet. Maar, hy moet eers 'n paar dinge doen, hy moet eers 'n offer bring vir sy eie sondes, en dan moet hy vir die volk se sondes en al die onreinheid moet hy 'n offer bring. Maats, nou ons het al gesels in die tabernakel, jy het ingekom, en dan is daar so 'n vertrek daar binne, wat ons die heilige noem, en dan was daar so dik gordyn gewees, jy kan nie net daar ingaan nie, dis die allerheiligste, en die hoëpriester mag net op die groot versoendag, 1 keer 'n jaar, mag hy daar binne gaan. Want Vader Jahwe het daar die verbondsark met sy heerlikheid en majesteit laat woon. Maar die priester moes eers seker maak, daar is niemand saam met hom nie, daar mag niemand iewers te besig wees nie, hy en hy alleen, en dan moes daar sulke reukwerk gewees het, sulke donker, sulke wolkerigheid wat lekker reuk maak, en dan moet hy daar ingaan met bloed van die offer, en dan moet hy daar by die versoendeksel vir Vader Jahwe dit besprinkel en sê, Vader Jahwe, ons is baie swak, ons volk doen baie dinge verkeerd, sal u ons asseblief vergewe, dat u vir ons God sal wees en by ons sal bly, al het ons so baie foute. En dan as Vader Jahwe die offer aanneem, kan die hoëpriester uitgaan, en hy kan glimlag, en dan weet die mense, Vader Jahwe is so lief vir hulle, hy het hulle weer vergewe. Hulle kan regtig hard probeer om nie sonde te doen nie, want hy is lief vir hulle. Kom sê gou die woordjie groot versoensdag. Dit is die dag wat Vader Jahwe weer ons vergewe en versoen, maar die hartseer is, dit moet elke jaar gebeur. Elke jaar. En eintlik was dit maar net 'n baie groot profesie, dat wie sal eendag kom? Yeshua. En as hy vir ons gesterf het, dan doen hy dit net 1 keer. Hy hoef nie soos die hoëpriesters dit elke jaar nie. Hy het net 1 keer vir ons sonde gesterf. Maar maats, ons lees graag hier in die Ou Testament van Levitikus, van die offers, want dit is alles dinge wat Vader Jahwe vir Moses gesê het, Moses, verduidelik vir die mense hoe werk dit, want eendag gaan Yeshua kom, en dan moet hulle verstaan hoe belangrike persoon is die hoëpriester. Nie die koning nie die sterkste man in die volk, niemand was so belangrik soos die hoëpriester nie. Hoekom is die hoëpriester die belangrikste? Want hy moet vir Vader Jahwe vra om die volk te vergewe. Wie is ons hoëpriester vandag? Koning Yeshua. Hy bid vir ons, hy tree vir ons in. Vra vir mamma en papa om watter hoofstuk te lees, Heinrich? Levitikus 16. Kom ons dit net so, dan bid ons. Vader Jahwe, baie dankie dat ons uit die woord kan lees van die hoëpriester en sy werk, wat so belangrik was, om vir die volk vergifnis te vra by u. Dankie vir u liefde dat u hulle altyd vergewe, en dat ons vandag in Yeshua die grootste en die volmaakste hoëpriester het, wat vir ons vergifnis gebring het. Baie dankie dat ons die kinders kan wees, en dat u vir ons lief is. Amen.
Maats, julle moet baie soet wees in hierdie vakansie. As julle opstaan, nie te laat lê nie, dan help julle 'n bietjie vir mamma en vir pappa, tuinwerkies, korrelgoedjies. Soet wees, lekker vakansie jou.